Goeiemôre, dit is Woensdag die 26 Februarie 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vir oggend, dit is voldoende. Verwagtinge, ons almal het dit. Verwagtinge kan bedrieglik wees. Ons het verwagtinge oor gebeurtenisse, die weer, dinge wat ons wil doen en plekke waarheen ons wil gaan. Die eindtelling in ons rugbyspan se prestasie die naweek en of hulle die beker gaan wen of nie. Ons het verwagtinge oor ons werk, kerk, verhoudings en selfs onsself. Verwagtinge kan of blyk baie akkuraat te wees of nie so akkuraat nie. Dit behels altyd 'n aantal emosies. Wanneer dinge goed afloop en ons verwagtinge oortref word, kan ons oorloop van geluk, blydskap en vervulling. Wanneer dit egter aan die ander kant nie uitval soos ons verwag het nie, kan ons hartseer, teleurgesteld of selfs kwaad voel. Ons het geen beheer oor die uitkoms van ons verwagtinge nie. Ons kan nie beheer hoe iemand sal reageer, hoe 'n geleentheid sal afloop of wat die eindtelling sal wees totdat die eindfluitjie blaas nie. Ons kan egter ons reaksies beheer en die mate van ons verwagtinge. Maar dit is nie waaroor ek wil praat nie. Ons het dikwels verwagtinge van God. Verwagtinge wat uit ons eie verstaan van 'n geleentheid of uit ons eie ervarings gebore is, of dit kan selfs ons eie verbeelding wees oor wie ons dink God moet wees, wie ek veronderstel God moet wees of hoe ek wil hê hy moet wees. Omdat hy egter God is, sal dit jou nie verbaas dat hy nie tot ons beperkte verstaan van wie ons dink hy veronderstel is om te wees, beperk is nie. Tog sal ons probeer om God in ons verstaan van hom in te druk, in ons verwagtings van hoe ons die uitkoms wil sien gebeur. Ons bid oor iets belangrik vir onsself, of dit nou persoonlik is, of in 'n verhouding, of 'n behoefte wat ons het, en dan is die hemel doodstil. Of die uitkoms blyk totaal en al anders te wees as wat ons verwag het. Of God sê nee. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. God antwoord dikwels soos ons verwag het en oortref gewoonlik ons verwagtings op die een of ander manier. Maar hier is die kruks van die saak. God sal altyd meer doen as wat ons verwag of vra. Ek glo as ons in 'n verhouding met God staan, sal ons weet wat om te verwag, of minstens sal ons vrede hê met die uitkoms. Hierdie is 'n verhouding wat op ons kennis van wie God is gegrond is, en wie ons Here is. As ons Jesus bely en in 'n verhouding met hom leef, sal ons sy stem ken soos hy in Johannes 10 vers 27 tot 30 verduidelik. Wanneer die Bybel dus vir ons in Efesiërs 3 vertel dat God ver meer sal doen as wat ons dink of verwag, selfs meer as wat ons vra, kan ons verseker wees daarvan dat God ons verwagtinge op die einde sal oortref. Kom ek lees dit vir jou, Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Wat beteken dit? En dit is die gevaar van verwagtinge op grond van ons verstaan, behoeftes en veronderstellinge en nie gegrond op die waarheid van die evangelie van Christus nie. Dat ons of so kleingeestig is of gefikseer en ingestel is op ons eie idees, dat ons nie God se finale resultaat kan raak sien nie. Maar ek kan jou verseker, daar sal 'n uitkoms wees, selfs al neem dit jare. Dink net terug aan die Bybel. Abraham moes meer as 20 jaar vir Isak wag. Dit neem Josef 30 jaar om sy droom in vervulling te sien kom. Dawid moes baie jare wag om as koning gekroon te word en Jesus moes hierdie wêreld vir 30 jaar verduur voordat hy sy bediening kon begin. Maar in hierdie en nog baie ander voordele het God gedoen wat hy beloof het. Wat my by vandag se onderwerp bring. Hoeveel keer is ons so gefokus op hierdie lewe, dat ons nie kan raak sien wat God reeds gedoen het nie. Nou dat ons die lydenstyd betree, kan dit dalk nodig wees dat ons net vir 'n oomblik stil staan en na die groter prentjie kyk. Hierdie tyd herinner ons aan die geheimenis van sy wil, wat vir eeue verborge gebly het, en hy vir ons bekend gemaak het, Efesiërs 1 vers 9. Dit herinner ons dat God reeds alles gedoen het, en dit volkome gedoen het. Toe Christus gesterf en gesê het, dit is volbring, is niks aan die mens oorgelaat nie. Ons het in Christus alles ontvang wat ons vir hierdie lewe en die lewe hierna nodig het. Toe ons nog sondaars was, Romeine 5 vers 6.
Dit is jou motivering vandag en word bemoedig dat selfs as die lewe, mense, geleenthede of selfs jou span nie aan jou verwagtinge voldoen nie, jy 'n God dien wat dit reeds alles vir jou gedoen het. Soos ons die volgende 40 dae van lydenstyd ingaan, kom ons herinner onsself daaraan dat God, wetende dat die mensdom, ek en jy as individue en die kerk, sy verwagtinge sal teleurstel, tog steeds genoeg in ons geglo het om vir ons te doen wat ons nodig het om te leef. Hy het ons dood gesterf en die dood en sonde oorwin, sodat ons die ware lewe kan leef. Kom ons herinner onsself in die volgende 40 dae daaraan dat God altyd ons kleinste verwagtinge van hom sal oortref, omdat hy reeds vir ons gewys het dat geen prys te groot is om vir my lewe te betaal en sodat ek met hom 'n verhouding kan hê nie. Mag ons Here Jesus se lyding, sy afskuwelike dood en offer ons bly herinner aan ons Vader se onfeilbare liefde vir ons. En mag ons in oorwinning saam met Jesus staan, omdat hy uit die dood opgestaan het en die invloed van die dood omgekeer het, sodat ons met die heel grootste verwagting kan leef. Hoop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my liefhet, die finale prys namens my betaal het en vir my lewe, oorwinning en verlossing in ons Here Jesus Christus gegee het. Dankie dat U my herinner dat dit voldoende was. Dankie dat ek met verwagtinge ver bo my verstaan kan leef, omdat U alreeds genoegsame genade vir my uitgestort het, dat U dit vir my moontlik gemaak het om in hierdie lewe met hoop te leef, en dat ek in Christus volkome geseënd is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag geniet en stap vandag uit met die wete dat Christus se dood voldoende was vir jou. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom totdat ons volgende week weer gesels. Die Here seën jou oorvloedig.